Goeiemôre broers en susters, welkom by die huis van gebed. Ons loof en prys die Here. En is ons opgewonde vir alles wat die Here vir ons doen. Daar is maar nou net niemand soos die Here nie. Ja, gisterand het die Here al met my begin deel. Deur wat se oë kyk ons na die mensdom vandag. En ek besef toe, natuurlijk kyk ons met ons natuurlike oë na al die mense wat ons verbygaan en om ons loop en alles wat rondom ons aangaan. En die Here vra vir my toe, het ek al na mense gekyk deur die oë van die Here? Want as ons in ons lewens in die oë van die Here kyk en ons sien al die sondes wat ons al gedoen het in ons lewens voordat ons die Here geaanvaar het as ons God en Koning. Dan dit net so deur my gedagtes gespeel. Daar is so baie sondes wat ons gedoen het. Daar is net so baie. Dit het net so geflits deur my. En ek besef deur die genade van die Here het Jesus die prys betaal op die kruis. Dat ons nie meer nodig het om aan daai sondes te dink nie. Maar nou as ons na ons broers en susters kyk, wat die Here nie dien nie, en wonder, as so 'n persoon vir een oomblik net deur die oë van Jesus kan sien, sy verlede tot sy toekoms. Weet jy, elke sonde wat daai persoon gedoen het, wat die Here nog nie aangeneem het nie, speel in sy lewe af. Daai sondes gaan eendag, as ons voor die troon van God staan, dan word daai sondes aan ons geopenbaar, om te sê, jy het nooit my aangeneem, alhoewel ek elke dag by jou was, elke dag met jou gepraat het, elke dag jou naam aangeroep het. Weet jy, ons is so gewoond, vir alle ons wat kinders van die Here is, raak kom met so punt, laat 'n mens amper dink, jy hoor nie meer die stem van die Here nie. Dus soos toe ek die tyd te Pinkster gekom het, en my hart vir die Here gegee het, was ek so aan die brand vir God gewees. En dit het nie saak gemaak of was 'n kerk ek gekom het nie. Dit was net altyd 'n geborrel hier binne my om net meer vir die Here te wees. Ek wou die Here net geloof en geprys en geëer het dit. En ek het besef, Here, die Pinkstermense het God so gewoond geraak, dat hulle nie eens met die teenwoordigheid van die Here werklik waar kan ervaar of ondervind nie. Wie ons, wanneer laas as jy eerlik met jouself as jy die regtige taal gehoor wat uitgaan, 'n profesie oor jou lewe, 'n profesie vir die gemeente. Wanneer laas het jy gesien dat iemand uitroep, en die hande van God op hulle lê en vir hulle bid, dat die krag van die Here hulle kan genees. En ek dink die grootste ding wat my gevang het is, hoe lief het ons werklik waar die wêreld, die mense in die wêreld, nie die sonde nie, maar die mense in die wêreld. Het ons werklik daai liefde van God in ons, om vir hulle te kan oordra, om te sê, weet jy wat, ons julle mis uit in die koninkryk van God. Want dit is net 'n plesier om die Here te dien. Jy moet opgewonde wees, jy moet oorloop van die heerlikheid van God. Jy moet dan en wanneer kan stil staan en sê, Here, dat ek net kan sien. Dat ek net die heerlikheid kan aanskou, Here. Dit maak nie saak hoe ons lyk vandag nie, as jy oud, as jy jonk, as jy bles, as jy nog vol haar, as jy dit maak nie saak nie, dit maak regtig nie saak nie. God is nie die aannemer van die persoon nie, God neem ons die binnekant aan, want ons is geskape na die heerlikheid van God, en dis wat saak van my broers en susters, is die heerlikheid van die Here hier binne in ons, blom ons werklik waar, in die blomtuin van God, is ons werklik waar, vir die Here, 'n trots, kan die Here deur sy blomtuin van môre stap, en jy kan net voel hoe die Here veronderstel jy is 'n roos,
Net so afbuk in hy roosryk in die geur, wat ons afskei vir die heerlikheid van God. Kan die Here vanmôre werklik waar sê, hy is trots op sy kinders, vir die prys wat hy betaal het, my broers en susters, lewe ons werklik waar daai lewe uit, om daai prys te regverdig. Ons aanvaar so baie al die dinge, maar net vanselfsprekend, ek is nou 'n kind van die Here. Daar is baie meer as om net 'n kind van die Here te wees. Is jy 'n diensknegt vir God? Verkondig jy die evangelie tussen die medebroers en susters? Is daar vreugde in jou binneste wat die mense net kan sê, daai is net iemand anderster. Dis soos Petrus, jy lyk anderster, jy praat anderster. Want my broer, as ons nog steeds dieselfde as in die wêreld lyk, dan is daar 'n groot probleem. As ons nog steeds dieselfde praat as die wêreld, is daar nog 'n groter probleem. Want as ons harte vir die Here gegee het, dan praat ons die liefde van Christus. En dan sê vir mense, weet jy hoe lief het die Here jou? Miskien nie jou sondes nie, maar vir jou as mens, God is so lief vir jou. En God staan met 'n verlangende hart vanmôre voor elke een van ons, om net uit te reik na hom toe, om te sê, Here, hier is ek. Vat my God, en druk my vas, dat ek die liefde van God in my binneste kan voel. En as ons nie die liefde van die Here in ons binneste kan ervaar nie, waar gaan ons die liefde van die Here ervaar? Want Jesus sê vir sy apostels, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan, sodat ek die Heilige Gees vir julle kan stuur, sodat hy altyd saam met julle sal wees, en julle sal herinner aan alles, ook aan die sondes, ook om te kan bely, om te sê, Here, ekskuus vir dit wat ek gedoen het, vergewe my. Ek spreek hulle vry wat dinge teen my gespreek het by God. Ek spreek seën oor hulle uit. Ek verbreek elke vloek in die naam van Jesus Christus. En ek bid die liefde van God op hulle lewens af. Is dit nie wat die Here van ons verwag nie? Is dit nie wat die Here wil hê? Deur wat sy oë ons moet kyk nie? Jesus het presies geweet wat hulle met hom gaan doen. Maar hy het hulle nooit, hy kon die engele, daar 72.000 engele gereed gestaan, net om te wag, om te sê, haal Jesus af. Maar Jesus het gesê, nee, ek het gekom met hierdie doel, dat daar volmaakte prys betaal geword vir elke broer en suster, vir elke mens op hierdie wêreld. Maak nie saak wat se, of ons nou wit of swart, geel, pink, groen, of oranje is nie, of rooi is nie. Die Here het ons almal ewe lief. Hy het die volmaakte prys betaal vir elke een wat die naam van Jesus aanroep en sê, Here, my God, ek het U nodig. Ek weet en ek erken ek is 'n sondaar, maar my God, ek weet deur U bloed van Jesus, deur die kruis, deur die opstanding van die dood, Here, het U vir my die volmaakte prys betaal, en deur U liefde, my God, en deur U genade, kan ek vanmôre sê, Here, dankie, my God, ek weet, ek is 'n kind van die Here, en die vyand het geen mag oor my nie, en ek nooi die Heilige Gees uit, om in my hart te kom, Here, dat ek hier kan ervaar, hier binne my, die liefde van God, hier binne in my binneste kan kry, dat ek kan oorborrel van die liefde van die Here. Dit is so heerlik, dit is so aangenaam, dit is so lekker, om net 'n kind van God te wees. Dit is nie altyd maklik nie, die woord sê nêrens dis maklik nie, maar dit is die moeite werd. Dit is die moeite werd. My broers en susters, onthou daai woorde, dit is die moeite werd om 'n kind van God te wees, want te maak nie saak hoeveel mal jy val nie, is hoe vinnig jy opstaan, om te sê, Here, ekskuus, vergewe my. Want die Here sê, daar is nie een wat die sonde doen nie, nie een nie, was net Jesus Christus, die volmaakte een. So of ons ook kinders van die Here is, ons kan val,
Maar moenie bly lê nie, staan op so vinnig as wat jy kan en vra vergifnis. Laat die Here ons kan vergewe. Laat ons weer daai vreugde en die blydskap in ons kan kry. En as in die kerk staan en hierdie twee hande wil uitsteek, dan steek jy dit uit. Nie uit 'n gewoonte uit, maar om die Here te loof en om die Here te prys. As jy die twee hande wil klap, dan klap jy hulle omdat jy God wil loof en prys vir dit wat hy gedoen het. Maar dit maak nie saak nie. Dit sê nie as jy nie hande klap, jy's nie 'n kind van God nie. Dit sê nie as jy nie jou hande opsteek, jy is nie 'n kind van God nie. Maar jou woorde sê, wat is jy vanmôre, my broer en my suster? My houding sê, wat is ek vanoggend? Dink ek is beter as enigiemand anders? Nie, inteendeel nie. Want die Here sê, leer van my, ek is nederig en sagmoedig. Dis wat ons moet leer. Nie om te dink ons is beter nie. Ons moet oppas vir daai babbel, want baie mense is so godsdienstig dat hulle dink, hulle is nou so heilig en bo almal, maar as daai babbel gebars in met my broers en my susters en jy besef, maar ek het nog nooit die Here gedien nie. Maak seker, met watse oë en deur watse oë kyk ons vandag. Kyk ons werklik waar na ons broers en susters deur die oë van die Here. Kyk ons na ons, die mense in die wêreld vandag, deur die oë van die Here, en ons kan sien die sonde wat God betaal het. Toe hy daai beker geneem het in die tuin van Getsemane, en hy het daai sondes gesien het. Toe sê Jesus Christus, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Dat hierdie beker net by my sal verbygegaan het. Dan wil ek nie weet, as ek net terugdink, deur die genade van die Here, dit wat ek was, en deur die liefde van God, dit wat ek vandag is, wil ek vir Jesus sê dankie, dat hy daai beker gevat het, want hy het vir Ben daar binne gesien, en het vir Karen daar binne gesien, en het vir u daar binne gesien. Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Halleluja. Broers en susters, kom terug, kom ons raak weer nederig vir die Here. Kom ons spreek weer, soos wat die Here sê, so spreek die Here. Kom ons raak soos die profete van ouds. As God gespreek het, dan word daar gespreek. Moenie stil bly nie, my broers en susters. Moenie die Heilige Gees demp in jou lewe nie. Laat die Here toe om te spreek deur u. Halleluja, dis my boodskap vanoggend, en ek wens u 'n aangename naweek toe, Saterdag en môre Sondag. Moenie vergeet nie, Sondag is kerk. Ek onthou, ek het so 'n prentjie op een van my WhatsApp, waar die seentjie so met sy vinger uitsteek en sê, Jesus loves you, it's just tomorrow. So, kyk uit vir julle, my broers en susters. En dit maak nie saak waar jy is, dien die Here met oorgawe, dien die Here uit liefde uit, en wees dankbaar dat ons die evangelie van Jesus kan uitdra en kinders van God genoem kan word. Want die Here sê, aan sulke as behoort die koninkryk van die Here. Halleluja, kom ons raak soos kinders, kom ons verbly onsself in die Here, en kom ons wees net dankbaar, en sê Here, dankie. Dankie my God, dat ons vir 'n oomblik net kan kyk, en sien die prys wat u betaal het. En te weet, Here, dis die moeite werd om 'n kind van God te wees, dat ek nie meer is wat ek was nie, maar dat ek niet is. All things that pass away, I'm a brand new. Die Here het alles vir my gevat, ons is splinternuut, my broer, uit die boks uit, splinternuut. Halleluja, mag die Here vir u seën, en kom ons bid net gou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het by huis van gebed. Van Here hierso, my huis, en staan daar, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons sal God aanbid, Vader, want u alleenig is waardig om geaanbid te word, Here. Ek bid vir elke broer en suster, wat vanmôre dalk 'n behoefte het, wat besef dat hulle lewens is nie regtig waar dit moet wees nie, Here. Dat hulle dit sal erken voor u, en bely voor u, my God. En ek bid dat die Heilige Gees, hulle sal net ter vrede stel, hulle ter rus stel, hulle liefde sal hervul. Here, net om ons beker weer vol te maak. Dawid sê, my beker loop oor van die heerlikheid van God. En Here, mag dit so wees met ons. En Here, as daar vanmôre siekte is,
dan bid ek dat U elkeen sal aanraak, Here, as daar behoeftes vermoere is, Here, bid ek, raak hulle aan by God, voorsien, daar is so baie mense wat 'n behoefte het, Here, so baie mense is daar, dit maak nou nie saak wat nie, Here, huweliksprobleme, alkoholisme, daar is so baie dinge, Here, daar is so baie dinge wat mense net vasgeval is, deur nikotien, deur dwelms, deur al hierdie dinge van die wêreld, wat die vyand tot selfs in Christelike films vandag inbring, want hy het agtergekom, die kinders van God kyk nie met die wêreldsdinge nie, hulle kyk Christelike films, en Here, hy bring tot sy goed nou deesdae binne in 'n Christelike film. Vader, ek wil bid dat U vir ons werklik waar net sal openbaar, dat ons sal weet, Here, wat om te kyk, waarna om te kyk, en laat ons opkyk en weet, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Hou U oog op Jesus gevestig en alles gaan goed gaan. Halleluja, amen. Broers en susters, baie dankie dat U ingeskakel het. As jy enige behoefte het, my telefoonnommer is op my YouTube channel, en baie dankie dat U ingeskakel het, en ja, sien hierdie, as dit vir U aangeraak is, stuur dit aan vir U familie en vriende, en mag die Here vir U seën. Amen. Shalom my broers en susters, in hierdie naweek, in Jesus naam. Amen.